Hallo almal, baie welkom by die groot ontbyt. Kan julle glo dat die winterseisoen amper verby is, maar ek sien nog steeds baie vrouens wat sukkel met droë lippe. In vandag se episode wil ek vir julle raad gee hoe jy jou lippe kan voed sodat jou lipstifie langer kan aanbly. So hoekom word jou lippe droog in die winter? Die algemene rede is die koue lug buite, wind wat waai en verwarmers in die kantoor of by die huis. Om die beste resultate te kry wanneer jy 'n lipsalf gebruik, is om dit gereeld aan te sit, veral wanneer jy buitekant toe gaan. En dan ook 'n dik laagie aan te sit voordat jy gaan slaap, sodat dit hierdie nag kan werk. Tweedens moet jy vermy om jou lippe te lek, genoeg water drink en gereeld jou lippe afskilfer. Praat van afskilfer, kom ek gaan wys vir julle die maklikste resep en ek is seker julle almal het die bestanddele in die kombuis. In 'n klein houer gooi ek 'n klein bietjie suiker, heuning en klapperolie bymekaar. Daarna meng ek dit goed en skep dit in 'n kleiner houer in. Nou kan ons begin. Nou gaan ek die mengsel liggies oor my lippe vee. En jy kan die mengsel gebruik 1 of 2 keer 'n week om enige droë vel te verwyder. En ek wou sê, die mengsel ruik vreeslik lekker en as dit per ongeluk in jou mond kom, is dit ook oukei. Nou kan ons die mengsel afvee met 'n klam waslap. Nou dat die lippe goed afgeskilfer is, kan ons 'n lipsalf aansit om jou lippe verder te versag. 'n Lippotlood is volgende en het julle geweet dat ons nou al meer as 100 jaar die produk vier. 'n Klein bietjie geskiedenis voordat ons begin. In die 1920s het die aktrise Clara Bow die tendens begin om 'n kleiner lipvorm te skep met 'n prominente kubieleboog. In die 1930s is wanneer Marlene Dietrich die era begin het om haar lippe te oorlyn om 'n voller effek te skep. Almal sal die 1950s onthou, want dit is wanneer Marilyn Monroe die lippotlood gebruik het vir 'n simmetriese, voller effek en sy was ook die baanbreker vir die ikoniese rooi lipstifie. En laastens in die 1990s het die Latynse vrouens die bruin-lip kombinasie geïnnoveer deur om donker oogomlyners en wenkbroupotlood te gebruik om 'n diep kontourlyn te skep op hulle lippe. So nou dat julle weer gesien het dat jy jou lippotlood op soveel verskillende maniere kan gebruik, gaan ek die lippotlood gebruik om die rande van my lippe te omlyn. Ek het ook gedeeltes op my lippe waar daar nie pigment is nie, so die lippotlood sal die illusie gee vir 'n voller effek. 'n Lippotlood help ook dat jou lipstifie langer aanbly en jy kan besluit of jy jou lippe wil inkleur met die potlood of net so los. Ek gaan 'n lipstifie gebruik wat effens ligter is en gebruik dit slegs in die middel. En soos ek verlede week genoem het, daar is baie vrouens wat nie hou van die lipstifie gevoel op hulle lippe nie, so gebruik 'n borsel om 'n dun laagie op te sit. Ek hoop julle het hierdie episode geniet en dat julle baie geleer het. Vir meer raad en inspirasie, gaan volg my gerus op Instagram en TikTok. Makeup by Annelies. Tot volgende week, totsiens.